Goeiedag almal, ons het die Here elke dag baie nodig, want die pad deur hierdie lewe is dikwels onseker en baie moeilik. Maar die Here beloof ons genade en krag. Hy beloof ons sy teenwoordigheid, hy beloof ons ook wysheid vir elke dag en dit sal ons nooit laat val nie. Net voor sy dood het Moses 'n reeks seëninge uitgespreek vir die verskillende stamme wat op die punt gestaan het om die beloofde land in te gaan neem en te verower. Maar die seën wat hy oor Aser uitgespreek het, is die moeite werd om verder na te luister. Luister net na hierdie wonderlike seën. Deuteronomium 33 vers 24 tot 25. En van Aser het hy gesê: Geseënd is Aser bo die seuns. Laat hy die liefling van sy broers wees en een wat sy voet in olie insteek. Mag jou grendel yster en koper wees en jou sterkte soos jou dae. Maar luister net hoe klink hierdie seën direk uit die Hebreëse taal. Oor die stam van Aser het hy gesê: Aser is meer geseënd as al die ander stamme. Mag hy die gunsteling van sy broers wees en mag sy land ryk wees van olyfbome. Mag sy dorpe met ysterhekke beskerm word en mag hy altyd veilig lewe. Maar weet jy wat, hierdie seënwense oor die stam van Aser maak die volgende baie belangrike feit aangaande jou as kind van God baie duidelik. Die Here God het jou lief. Hy gee om vir jou en hy wil die beste vir jou hê. Hierdie wonderlike seën teenoor die stam van Aser is in werklikheid 'n seën waarmee die Here jou wil seën. Trouwens, hierdie seën word opgesom in Psalm 25 vanaf vers 12 tot 14. Luister hierna. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Dit is belangrik om daarop te let dat alles wat die Here aan ons beloof het, is nie om dinge hier op aarde vir ons maklik te maak nie, om al die probleme en die uitdagings weg te vee nie, nee. Al die Here se beloftes aan ons is om aan ons die krag en die vermoë te voorsien om alles ten goeie te laat uitwerk. Hy beloof wysheid, hy beloof krag en voorsiening om in oorwinning te kan leef. Die Here het jou alles moontlik gegee om hier op aarde in oorwinning te leef. Luister net wat sê daar in Romeine 8 vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? En dan roep hy uit en sê in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Maar dit stop nie hier, dit gaan verder en sê in vers 38 tot 39, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of owerhede of magte of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En met dit alles oor ons uitgespreek wil ek die volgende waag om dit te sê. Die stam van Aser sal jaloers wees oor die seën wat die Here oor ons, sy kinders vandag uitgespreek het. Maar weet jy wat? Ons moet dag na dag naby die Here leef, sodat ons hierdie grenslose beloftes kan laat realiseer in elke omstandigheid op ons lewenspad. Ons kan nie bekostig om nie op die Here se seëninge aanspraak te maak nie. Ons kan nie bekostig om vir een oomblik nie in sy teenwoordigheid te wees nie. Ons het hom nodig, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En jy weet wat? Die Here is tot jou beskikking. Wanneer jy swak en verward is, hy is daar by jou, sterk in sy teenwoordigheid. Wanneer jy jou toevlug tot hom neem, hy is daar vir jou, wagtend om jou in sy arms te dra. En weet verseker, moet dit nooit vergeet nie, niks wat jy in die gesig staar is vir hom te veel nie. Sy genade is altyd voldoende vir alles wat jy nodig het. Wat jy ook al nodig het om meer as 'n oorwinnaar in enige situasie te wees,
Dit is tot jou beskikking, omdat jy 'n kind van die Here is. Die Here is aan jou kant, en omdat hy aan jou kant is jy meer as 'n oorwinnaar. Omhels hierdie volgende week, hierdie week wat op jou wag, met hierdie woorde, wat jou kan versterk met wysheid en krag. Die Here is aan jou kant. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.